Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Kom ons raak rustig en kom ons vra vir die Here, wat moet ons vandag hoor? Ons dierbare en alomteenwoordige Here God, ons vra vandag vir U dat U vir ons sal openbaar wat U aan ons wil kommunikeer vandag. Here, ons lees Uwe ouwe woorde, wat vreeslik relevant is nog steeds vandag. En ons vra dat dit vir ons betekenis sal gee, nie net vir môre nie, maar ook vir vandag. Amen. Vandag se skriflesing is Jesaja 65, ek lees vir ons vers 17 tot 25, en dit begin hier so op bladsy 791 in die Ou Testament. Ja, ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, en die vroeëres sal nie meer gedink word nie. Dit sal nie in mense se gedagtes opkom nie. Maar wees bly en juig vir altyd oor wat ek gaan skep. Ja, kyk, ek gaan Jerusalem skep as iets om oor te juig, en haar volk tot 'n vreugde. Ek sal oor Jerusalem juig en oor my volk bly wees. En haar sal die klank van gehuil nie weer gehoor word nie. Ook nie die klank van 'n geroep om hulp nie. Daar sal nie meer 'n suigeling wees van net enkele dae, of 'n bejaarde wat nie sy lewensdae voltooi nie. Want die jongste sal op 100 jaar sterf, en wie nie 100 jaar bereik nie, sal as 'n vervloekte beskou word. Hulle sal huise bou en bewoon, hulle sal wingerde plant en die vrugte daarvan eet. Hulle sal nie bou sodat 'n ander dit bewoon nie, of plant sodat 'n ander dit eet nie. Want so is die lewensdae van 'n boom, sal die lewensdae van my volk wees. Die arbeid van hulle hande sal my uitverkorene self geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders verwek vir 'n verskriklike lot nie, want hulle sal 'n geslag geseëndes van die Here wees, en hulle nakommelinge saam met hulle. Nog voordat hulle roep, sal ek hulle antwoord. Hulle sal nog besig wees om te praat, dan verhoor ek hulle al. 'n wolf en 'n lam sal saam wei, 'n leeu sal soos 'n bees hooi eet, maar 'n slang stof sal sy kos wees. Mense sal nie kwaad aanrig of hulle wangedra nie, nêrens op my heilige berg nie, sê die Here. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor, en ook daaraan gehoor gee. As ons die woord apokalips hoor, dink ons dikwels aan rampe, of aan verdoemenis. Iets wat in die volksmond apokalipties is, bring saam met dit die einde van die wêreld. Dis hoe ons dit gebruik vandag, maar oorspronklik verwys dit na 'n soort literatuur wat ons in die Bybel kry. Die bekendste voorbeeld hiervan is waarskynlik die boek Openbaring, maar ons kry dit in 'n paar van die profete, onder andere Daniël, en ons kry dit waarskynlik vandag hier ook. Nou letterlik beteken apokalips om te ontbloot of om te openbaar, die teenoorgestelde van om te versteek. So wanneer ons lees van 'n nuwe werklikheid wat kom, dan het ons wat ons noem apokaliptiese literatuur. Dis nie onheilspellend nie, dis nie bedreigend nie. Al wat dit beteken is dit getuig van 'n dringende verandering. Maar nou, geen apokalips word geskryf as dit goed gaan met die outeur nie. Ek dink daar is verskillende vlakke van geluk in die Bybel, en ons kry dikwels ook afhangende van waar mense is, kry ons tipiese reaksies daarop. Baie van die psalms is geskryf vanuit die perspektief van iemand wat bly is oor die lewe. Dan hoor ons frases soos, kyk hoe groot is die Here, kyk hoe wonderlik is ons God, kyk hoe wonderlik is die skepping wat ons God gemaak het. En dan is daar van die profete, en 'n paar van die briewe van Paulus, wat geskryf is aan mense wat ernstig bedruk is, mense wat verlore voel. Ons lees van vasbyt, en mense wat al tot die Here se hulp wed. Here, hoe lank nog? Wat 'n apokalips doen, is om 'n wêreld te sien wat totaal anders is
as die huidige een. Hoekom? Want die spreker voel waarskynlik dat daar glad nie meer hoop is vir die wêreld soos wat dit is nie. Al wat die wêreld in die breë kan verbeter is die Here, en die Here sal dit moet doen deur alles om te keer. Dit is gewoonlik die omstandighede waarin so 'n apokalips geskryf is. Nou, wie is die mense wat die meeste staan om te wen as die wêreld op sy kop gedraai word? Is dit die magtiges of die magteloses? Wie gaan die meeste wen? Natuurlik is dit die mense wat die minste het. En dit is wat 'n sosiale revolusie is. Die arm Franse en die arm Russiese gepepel, hulle maak hulle ryk koninklikes dood. Die klein nasie van Amerika verdryf die magtige Engelse sodat hulle onafhanklik kan wees. Hierdie jaar was daar die Julie revolusie in Bangladesh. Baie interessant. Sheikh Hasina Wazir het haar politiese teenstanders deur die weermag laat vermoor. Sy is aangekla van misdade teen die mensdom. En toe in Julie, toe bestorm die mense van Bangladesh haar huis, en hulle gooi haar uit. Sy was oor 2 termyne, altesaam vir 20 jaar lank eerste minister van Bangladesh gewees. Bangladesh kon nie meer nie. Toe begin hulle iets niets. 'n Apokaliptiese profesie word nie deur gelukkige, vry en voorspoedige mense geskryf nie. En dis eers in Judas se uur van nood, van desperate nood, dat die Here dan vir hulle 'n nuwe toekoms bied, een wat heeltemal anders gaan wees. Nou as ons sê Nuwe Jerusalem, dan dink ons aan die ewigheid, ons dink aan die hemel, ons dink aan 'n plek waar ons fisies by God is, wat ons kan beskryf as hemels. Hierso in Jesaja werk dit waarskynlik 'n bietjie anders, want dis nie noodwendig wat Jesaja van praat as 'n verre toekomsvisie nie. In hierdie nuwe Jerusalem, die wat ons hiervan lees, gaan mense nog dood, so daar's nog nie mense wat net geestelike wesens is nie, maar dit is nietemin 'n belofte vir 'n beter toekoms. Die mense van Juda hoor, daar is iets totaal anders en totaal beter op pad. Nou kan ons vra, maar hoe lyk hierdie nuwe Jerusalem, hierdie stad van God? Hoe gaan dit lyk? In die eerste plek is daar vreeslike voorspoed. Dit gaan so goed in die nuwe Jerusalem, dat mense nooit weer van die ou een sal praat nie. Hulle sal nie eens daaraan dink nie. Ongelukkig praat baie van ons nog van die goeie ou dae, maar in die nuwe stad van God gaan mense praat van die slegte ou dae. Kan jy nog onthou voordat ons hierso gewoon het? Kan jy nog onthou die slegte ou dae? Sies. In die volgende plek is daar vreugde, geweldig baie vreugde. In vers 18 en 19 lees ons 3 keer van 'n gejuig van die mense en van God oor hierdie nuwe plek. In die derde plek is daar gesondheid. Ons lees dat wie dood is heeltemal weg en die jongste mense sterf op 100 jaar. As jy voor 100 doodgaan, dan is jy daarom baie vervloek. In die vierde plek is die nuwe Jerusalem 'n plek van betekenis. Nou, wat gebeur tydens oorlog, voor kernwapens en voor missiele? Ek skiet jou dood of ek steek jou dood met die swaard en dan vat ek jou goed. En dis basies maar wat met Juda ook gebeur het. Babylonië het Juda se mense weggevat, hulle het hulle rykdom saamgevat. En die kinders wat Juda het, word oud genoeg sodat hulle kan oorlog toe gaan en dan sterf hulle. Nou, ons kan ons dink dis sinneloos om iets te bou wat iemand anders net gaan steel. Maar wat die Here sê is, in die toekoms gaan Juda oes wat hulle saai, dit gaan nie deur iemand anders gevat word nie, en ons sou kon sê, hulle gaan slag wat hulle speen, nie iemand anders nie. En dan in die laaste vers, die 5de kenmerk van die nuwe stad, is dat daar 'n amper bonatuurlike vrede is. Ons lees die wolf en die skaap wys saam, die leeu vreet hooi, en die slang vreet stof. Die inherente geweld van die natuur gaan tot 'n einde kom. As Jesaja in die Karoo groot geword het,
Dan het ons dalk gelees van die jakkalse gaan leer gras eet, en die bossie sal van niks anders behalwe stof lewe nie. Dit is 'n merkbare verskil, as ons kyk na die nuwe stad van God. As ons kyk na God se droom vir Juda, en hulle werklikheid. Selfs tussen die beloofde toekoms en ons werklikheid. Die kerkvader Augustinus het 'n hele boek geskryf in die 5de eeu hieroor. Hy begin met die stad van God, dis sy basis, en Jesus se koningskap oor die hele skepping. Dis hoe dit moet wees, dis hoe dit eintlik kan wees. Dit is die stad van God, dis die ideaal en dit is die toekoms waarna Christene so uitsien. Dis die nuwe Jerusalem of die stad van God. En dan vergelyk hy dit met die stad van die werklikheid, die stad van die mens, Rome, want hy was iemand wat in die Romeinse Ryk gewoon het. Nou een nuwe term wat ek hierdie jaar geleer het, is God se voorkeur toekoms. Ek dink is wonderlik. Wat is God se voorkeur toekoms vir hierdie distrik? En dan wat kan ons doen om daarbey in te skakel? Wat wil God hê vir hierdie gemeente, hierdie gemeenskap en vir hierdie streek? Wat sien ons? Wat behoort ons eintlik te sien? En wat kan ons doen om 'n aanpassing te maak dat die stad van die mens meer lyk soos die stad van God? Nou is daar 'n versoeking, 'n geweldige een. As 'n mens nou so kragtige skriflesing lees, en dit is dat 'n mens net van vooraf moet verloor. Ons hoor hoe moet dit lyk en hoe gaan dit eendag lyk en dan kyk ons hoe lyk dit en dan sug ons. En baie soos die skrywer van die Apokalips, dan begin ons maar weer wag vir beter dae. En dan bid ek, Here, maak die wêreld nuut, baie dankie, en dan gaan ek aan met my dag, dan probeer ek net oorleef. En dan is dit mos nou te maklik, nee. Ons sê dis die Here se werk om dit reg te kry, die Here doen dit alleen. Is dit regtig hoe dit werk? Ons is nog nie in Advent in die kerklike jaar nie. Dis nou die seisoen voor Kersfees. Maar daar's al kersbome in die winkels, en daar's niks meer verkeerd nie. Ek dink Spark se kersboom is baie mooi, dit het my opgekikker nou die dag. En toe ek nog in Pretoria gewoon het, toe die Checkers naby die woonstel waar ek en my ma gewoon het, baie ernstig versier. Hulle het al begin elke jaar in vroeg Oktober. Dan kan jy maar weet, as jy bou nie hoor, dan is dit Kerstyd. Kersdag kom eers 25 Desember. Maar as dit dan Kersfees is, dan voel dit al vir 2 maande asof jy Kersfees vier. Nou, het die Checkers in Linwood Riff in Pretoria enige iets gedoen om die fisiese dag van Kersfees te rek? Is Kersdag daar waar daar versierings op is langer as 24 uur? Nee. Maar wat het hulle wel gedoen? Deur op te tree, asof dit al Kerstyd is, het kliënte gevoel of hulle met een voet al in die Kerstyd staan. Dit het naby gevoel. Dit het meer werklik gevoel, al was dit nog eintlik ver weg. Nou, moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie, broers en susters. Ek het 9 broertjies en 6 susters daarin dood, as mense November en Desember maar net wil afskryf. Dis 'n 6de van die jaar. Dis nie net die aanloop tot Kersdag nie. 2 maande van die jaar is baie belangrik. Maar dit wys vir ons, wat is die krag daarvan om te leef asof die toekoms reeds gekom het. Jesaja getuig van 'n beter toekoms, een wat verseker is, een wat die Here vir Juda beloof het in die fisiese Jerusalem. Nou ons wat die Bybel lees deur die lens van Jesus, as ons hieraan dink, dan dink ons aan eendag, ons dink aan Jesus wat 'n geestelike stad gaan skep. Hoe ook al dit gaan lyk. Ons dink aan hom fisies by God te wees eendag. Ons dink nie net aan 'n nuwe laag verf nie. Ons dink aan 'n heel nuwe huis, 'n heel nuwe gebou, 'n heel nuwe stad. En as ons leef met die waardes van die nuwe skepping, dan voel ons al klaar asof ons daar tuis is en asof dit nader is. Dan voel dit asof die nuwe skepping, die nuwe werklikheid al besig is
om 'n bietjie te arriveer. Trek ons die dag wat Jesus alles kom verander letterlik nader deur so te leef? Ek dink nie so nie. Maar terselfdertyd wag ons nie net vir beter dae nie. Dan leef ons al volgens die beter dae wat aan ons beloof is. Nou as ek lewe met dankbaarheid, as ek lewe met vreugde, met omgee, met betekenis en met vrede, dan sien ek al die torings en die mure van die nuwe stad. Ek is dalk nog nie daar nie, maar dit voel al 'n bietjie nader. Nou mense praat van Kersfeesgees, want dit voel of dit al Kerstyd is. Die boompies, die liggies, die kouse by die kaggel, die versierings gee ons Kersfeesgees. Dit is baie aansteeklik. Weet julle wat is ook aansteeklik? Die optrede van 'n koninkryksgees. As ek lewe met die hoop dat God die wêreld eendag nuut gaan maak, wanneer dit nou is, wanneer ek dit gaan sien, weet nie, dan steek ek ander mense aan. En as ek vergeet van God se trou en ek verloor my eie moed, dan kan ek ook ander mense aansteek. So my ingesteldheid is baie belangrik, elkeen van ons is. Nou, ons is omtrent 300 mense in die gemeente, ons is so 16.000 mense in Ubuntu munisipaliteit. Nou dis nie net ons wat die Heilige Gees in ons het nie, maar kom ons begin net daar, kom ons kyk hoe lyk dit. As 300 mense lewe asof ons in die nuwe koninkryk woon. Kom ons verras ons medemens, kom ons verras onsself deur met ware nuwe skepingshoop te lewe. As ek op die stofpad ry, dat ek so rondstamp, dan kan ek eintlik die Here loof. Hoekom? Here, dankie dat daar eendag in die nuwe skepping geen meer slaggate gaan wees nie. As mense so onnadenkend is en hulle gooi net hulle papiere so op my gras, dan is dit 'n kans om dankbaar te wees. Here, baie dankie dat U vir ons 'n plek voorberei waar daar geen vullis is nie. As ek die nie so beloer tussen die skreefie tussen my vingers, dan kan my hoop eers begin borrel. Maar Here, ek glo in my binneste dat U ons eendag gaan leer almal om met liefde te lewe. As die slaggate, die vullis en die politiek my nie onderkry nie, dan sien my bure, maar dit kan gedoen word. Dit is moontlik om met hoop te lewe. En dan skep hulle ook sommer moed. En voor ons oog uitvee, dan het ons 15.700 mense aangesteek. Ons hoop is nie net in wat die Here eendag gaan doen rondom ons nie. Dis ook in wat die Here vandag al doen binne elkeen van ons. Amen. Ons Here, ons is vandag voor U as mense wat weet, U beloof vir ons 'n ander werklikheid. U beloof vir ons 'n plek waar daar oorvloed is en waar daar geen hartseer is nie. Here, ons weet nie wanneer dit gaan kom nie, ons weet nie hoe dit gaan lyk nie, maar ons weet ons gaan by U wees en dit is vir ons genoeg. Here, help ons om intussen uit te sien daarna om te lewe met die hoop wat U bring. En dat U deur U Heilige Gees nie net vir ons opgewonde maak nie, maar ook die mense rondom ons. Here, dat ons sal lewe met die ingesteldheid asof ons al in hierdie nuwe stad woon. Mag U ons inspireer en mag ons ook ander mense aansteek met U moed. Amen.